Hi geliefdes, so ons gaan nou aan by deel 2 van die vorige woord en dit was die woord wat ek ontvang het op die 7de Maart. So in die vorige gedeelte het ons gepraat van die erfdeel van die slang se nageslag wat oorgegee gaan word aan die eerstgeborenes van Jesus, van God, wie ek en jy is. So, die volgende gedeelte kom uit Jesaja 19 uit. Nou, ek wil net hierso noem, wat ek met my oggend bidtyd gedoen het, heeltyd is, ek is op die oomblik is ek besig met Jesaja, dit was die boek wat die Here vir my gegee het om mee te werk, en hy limit my gewoonlik by 4 hoofstukke. Wat ek daarna lees uit die ander uit, is my saak, behalwe nou die gebed het psalm wat hy my ook gee, en spesifiek vir hierdie dag was dit ook vir my saak, so was omtrent 3 psalms wat hy vir my gegee het. Ja, maar ek moes by hoofstuk 18 eintlik gestop het, en toe ek daar kom, toe sit, ja, ek ook, was nie 18, het was 17, ek moes by 17 gestop het. Ek sou die volgende dag by 18 begin het. En toe ek by 17 klaar is, toe sê die Here hou aan lees. Toe ek by 18 klaar is, toe sê hy vir my nog 'n hoofstuk. En ek kom by 19. En toe ek dit lees, toe besef ek, o joh, hierdie gaan 'n interessante woord wees vir die Here nou mee besig is. En uit hoofstuk 19 is dit basies, dit gaan oor straf vir Egipte, dit gaan oor die lot van Egipte en wat met Egipte gaan gebeur. Maar 2 verse wat vir my nou uitgestaan het, en ek gaan net die 2 lees, dit gaan wees hoofstuk 19 van Jesaja, vers 24 en 25. In die dag sal Israel die 3de wees, naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde, omdat die Here van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Nou, die woord wat my oog gevang het, was my volk. Dat geseënd is my volk Egipte. Nou, ons dink die hele tyd, okay, dit kan net Israel wees, wat God se volk mos is. Dit kan nie die ander nie, maar tog hier sê hy, Egipte is sy volk en dit sal geseënd wees. En toe ons begin met die woord, toe hy vir my sê ek moet begin skryf, en ek hoor net waarskuwing vir Suid-Afrika. En hy sê toe vir my, lees dit weer, maar oral waar daar staan Egipte, sit jy die woord Suid-Afrika in. En wanneer dit sê Assirië, dan sit jy die woord Amerika in. So die woord wat ek gekry het uit Jesaja 19 uitgekom, soos wat ons nou klaar die skrif gelees het. En die opskrif was waarskuwing vir Suid-Afrika. En die woord is soos volg. Die Here gaan sy naam weer groot maak. Hy gaan die afgode aanval, verwoes en vernietig. Hy gaan Suid-Afrika weer skoon maak, laat dit 'n nasie word wat net hom dien. Net soos dit in Jesaja 19 vers 25 staan, dat Egipte sy volk is Esau, Suid-Afrika, ook sy volk. Hy sal Assirië gebruik om sy werk te doen, en dis nou Amerika. En dan sal sy volk weer kan deel hê in die erfdeel wat Israel het. Daar sal vrede tussen Suid-Afrika en Israel wees, so op 'n punt dat hulle sal opstaan vir Israel se verdediging, en vir dit gaan God hulle grootlik seën. Suid-Afrika sal weer 'n land word van oorvloed, a land of milk and honey. Ons sal 'n voorbeeld word van wat God kan maak uit gehoorsame klei. Dit sal hoop gee vir ander, en Suid-Afrika sal leiding neem in wat 'n skaapnasie in God se kraal moet wees. Dit sal begin met die skoonmaak van sy kerk. Die liggaam van Christus is vol parasiete. Hoe doen 'n mens dit? Hoe raak jy ontslaaf van parasiete? Jy gaan deur 'n cleanse, 'n detox. Septiese wonde wat nie wil reageer op sy medikasie nie, sal hy uitsny en verbrand, dat dit nie weer sy liggaam kan besoedel nie. Wanneer die liggaam gesond en genees is, sal die kerk die voorbeeld van die ware eersgeborene wees. En dan sal God die erfdeel wat die slang aan sy nageslag, die basilisk gegee het, oordra na sy eersgeborenes toe. Moet nie vrees nie, my bruid. As jy jou oë gerig op my hou, sal ek die lig wees wat jou deur hierdie donkerte bring. Jy weet, dit is 'n kwaai woord eintlik as jy daaroor dink. As jy dink die Here gaan kom en hy gaan eintlik kom skoonmaak. En vir so lank is mense ontrou
oor wat hy sê in sy woord. Hulle volg nie wat hy vir hulle sê nie, hulle volg net wat ander vir hulle wys en doen en sê. En as ek net dink aan hierdie gedeelte wat hy sê van die afgode aanval en verwoes en vernietiging, die eerste gedagte toe ek dit skryf wat opkom, is ancestor worshipping. En verstaan my asseblief reg, dit is nie dat ek 'n rasis is nie, ek is nie teen enige kleur nie, maar hier is goeters in ons land wat nie van die Here is nie en wat nie sy goedkeuring het nie. En ons glo in hom. Ons glo nie aan afgoderry nie. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here en jy glo in God en dan gaan kuier jy nog steeds na vertoordokters of vir sangomas of jy eer die dood. Daar's soveel gelowe wat dit doen, wat hulle sê hulle glo in God, maar hulle aanbid nog steeds wat die voorvaders sê. En hulle is dood, hulle is weg, hulle beteken nie meer. Hulle het dalk vir ons iets nagelate, kennis in daai goeders. Maar verstaan ons nie, hulle geeste, hulle siele is weg, hulle kan niks vir jou doen nie. Die enigste een wat iets vir jou kan doen is die Here, en Jesus, en die Heilige Gees, en wat ook al hy oor beheer het. En hierdie geeste wat mense dink hulle aanbid, hulle is hulle voorvaders, dit is demone, dis die vyand, en dit is wat verderf bring, dit is wat haat bring. As jy die ware gees van God volg en dit glo, dan het jy liefde in jou, jy het lig in jou, en jy wil die beste vir ander hê. En ek is nie seker hoe hierdie gaan uitspeel nie. Die Here is nog besig om met my daaroor te praat, en miskien op 'n ander dag, op 'n ander video, dan praat ons daaroor. Maar jy is welkom om jou opinie vir my te los en vir my te sê in die kommentaar, wat dink jy is die Here mee besig? Wat gaan die uiteinde daarvan wees? Maar hoe lank roep ons al uit wat ons sê, Here, kom red ons, kom verander ons land, gee vir ons 'n goddelike leier, maar bid ons in die regte dinge in. Op die oomblik dink ek nie daar is veel wat ons op kan steun in ons politieke wêreld nie. En ek wil nie regtig politiek inbring nie, maar politiek is deel van ons lewens elke dag. Is jy eintlik op 'n punt wat jy bid vir jou leiers, of hulle nou verkeerd is of nie? Dis nie te sê jy moet bid dat hulle moet tot redding kom nie. As jy voel dis wat die Here op jou hart lê, dan bid. Maar die Here het selfs mense wat nie gered is gebruik nie. Ek dink net aan die storie oor Kores. En ons lees baie plekke daarvan, maar dit is 'n spesifieke storie in Daniël, as ek nou reg onthou, wat in Engels was dit Cyrus. So hy was gebruik gewees. Die Here het hom eintlik gesalf om die Israeliete terug te stuur na Israel toe, sodat hulle die tempel weer kan gebou. Hy het nie in God geglo nie. Hulle sê in die geskiedenis, he was a pagan king. Hy het afgode aanbid. Hy het nie God gedien nie, maar die Here het hom nog steeds gebruik. So ons moet begin bid, al is hulle nie goddelik nie, al glo hulle nie Here nie, die Here kan hulle nog steeds gebruik. Hy kan nog steeds in hulle gedagtes gaan rondkrap en vir hulle idees gee wat hy wil hê, wat hy op hierdie aarde wil hê. En ek wil jou aanmoedig, bid vir ons land, bid vir ons leiers, of jy nou van hulle hou of nie. Ek weet as ek nou weer sê, net soos my verkiesingsvideo van laas jaar, die haat wat ek gekry het daaroor, maar die Here sê dan, bid vir jou vyande, jy moet lief wees vir jou vyande. Hoe kan jy jou 'n kind van die Here noem, as jy soveel haat teenoor iemand het wat jy nie saam mee stem nie? Dan is dit beter om stil te bly, dan is dit beter om niks te sê nie, totdat hy daai liefde in jou ontwaak het, selfs vir jou vyand. En ek wil julle aanmoedig, bid vir ons land, bid vir hierdie openbaring wat die Here wil bring, bid vir die verandering in ons huise, onder ons mense, in ons finansies, dat ons land weer kan skoon kom van al hierdie vuilheid in dit, hierdie slegte bedoelings, hierdie haat. As ons net van hierdie haat kan ontslaa raak, dan sal dit soveel beter wees. As ons net van die rasisme in ons land kan ontslaa raak, dan sal dit soveel beter wees. As ons ophou nou kyk na, hierdie een is wit, daai een is swart, hierdie een is gekleer, hierdie een is bruin. Wat maak dit saak wat jou velkleur is? Die Here sien dit nie. Hy sien net of al lig in jou skyn of nie. Hy sien net of Jesus gebloed op jou is of nie. Dis die enigste kleur wat hy wil sien. Hy wil die bloed van Jesus op jou sien en hy wil die lig deur jou sien skyn. Dis wat hy wil hê. Hy is nie gepla oor wat hierdie kleur is nie. Dis nie wat hom pla nie. Dis wat jy doen, dis hoe jy optree.
toon jy eintlik liefde? Is jy 'n voorbeeld van hom? Dit is wat hy vir hom gee. So weer eens geliefdes, bid vir Suid-Afrika. Bid dat die verandering kan kom. Hier's baie goeders wat profete op die oomblik praat oor Suid-Afrika, oor goed wat kom, wat kan gebeur. En ek wil ook net vir julle sê, oor elke woord wat gespreek is, kan jy bid dat die Here nie straf bring nie, dat hy herstel sal bring, dat hy dit kan verbeter. Moenie dink net omdat 'n woord gespreek is, that's it, we're done, kom ons gee op, ons almal gaan nou doodgaan nie. Nee. Die woord word gegee juis sodat ons kan intree in gebed, dat ons kan gaan lê by die Here, dat ons kan huil by die Here, dat ons kan gaan pleit by die Here. Here, hoor ons smeekgebede, beskut ons, beskerm ons, gee vir ons wat ons nodig het. Maar dit is mos makliker om op te gee, om net te besluit, it's over, why care? Nee, ons gaan bid vir ons land. Maar een ding wat ek julle wel kan sê, die ding met die kerke, daar gaan die Here dit nie los nie. Of ons moet ons huise begin regkry en regryk en die ware God begin dien. Of hy gaan kom en hy gaan kom skoonmaak. Want hy is moeg vir parasiete in sy huis. Hy is moeg vir daai wat kom fluister in die ore, wat kom stories aandra, wat die waarheid gaan draai, wat dink hulle is gestuur, wat hy hulle nooit gestuur het nie. En as daar een ding is wat jy vir jouself kan bid in 'n tyd soos dit, vra vir die Here vir die gawe van onderskeid, dat jy sal weet wanneer dit hy is wat met jou praat, wanneer dit hy is wat iemand na jou toe gestuur het, en nie die vyand nie. Baie keer, wanneer iemand na jou toe kom of jou 'n woord bring, klink dit goed, dit klink soos God, maar dit is nie God nie. En onthou een ding, daar's niemand en niks op hierdie aarde wat die Here so goed ken, soos die duiwel nie. Hy het duisende jare se ondervinding bo jou en my. Hy weet goeders wat ek en jy nooit in ons leeftyd sal leer of verstaan nie. En hy weet presies hoe om 'n situasie te manipuleer. Hy weet presies hoe om soos die Here te klink. En as jy nie daai onderskeidsgees in jou het nie, as jy nie sensitief teen die Heilige Gees is nie, of met die Heilige Gees in jou is nie, gaan jy nie vang wanneer dit die vyand is wat 'n woord vir jou bring nie. Jy gaan nie weet as dit God is wat met jou praat nie. En so gaan ek ook, en ek het dit al voorheen ook vir julle gesê, moenie net wat ek met julle deel vat en sê, gaan sit by die Here, gaan hoor of ek reg is, gaan hoor of dit is wat die Here met julle praat ook. En as dit nie is wat die Here met jou praat nie, dan sny dit af, moet dan nie verder luister nie. Maar as die Here vir jou iets openbaar, en hier is iets in hierdie woord wat met jou praat, wat jou honger maak, gaan bou verhouding met die Here, laat hy dit vir jou kan openbaar. Want die ding is, ons moet bid, ons moet regmaak vir die toekoms wat kom. Daar kom swaar tye. Die skrif sê dit vir ons. Maak nie saak hoe naby ons aan die eindtyd is, of hoe ver ons van die eindtyd is nie. Of dit in ons geslag gaan wees, of dit in die volgende generasie, of dit eers oor 1000 jaar gaan wees nie. Dit maak nie saak nie. Maar ons moet regmaak vir enige iets. Want jy kan nie omkant gevang word as jy reg is nie. Ek dink nou net weer aan die storie van die 10 maagde. Daar was 10 van hulle het geweet, hulle moet regmaak vir die bruilof. Maar net 5 was reg gewees. Hoekom? Want die ander het gedink wat hulle het is goed genoeg. Is jy voorberei vir enige iets? Is jou geloof sterk genoeg vir enige iets? Het die Here jou die krag gegee om enige iets te dra? As jy nog nie voel jy's daar nie, dan wil ek vir jou sê, sit in, spandeer die tyd met die Here, dat hy jou kan voorberei vir wat kom. Maar kan jou waarborg, hy gaan met sy kerk begin, want sy woord sê dit, hy sal eers in sy huis begin, en hy gaan skoonmaak daar, en dan met 'n skeiding tussen skape en bokke kom, moenie agtergelaat word nie. Maar geliefdes, dit was nou baie inligting. Laat weet my wat jy dink.